Tweede opmerking wat ek wil maak is, wat jy toelaat, sal jou definieer. En dis die woorde wat hy sê, jy laat Jezebel toe in jou dorp. Jy laat haar toe. Nou ek kom baie jare aan in die kerk. Ek mag nou al sê, so 24 jaar wat ek voltyds vir die Here werk. Niks anders gedoen nie. En ja, ek het gedink ek gaan net op Sondag werk. En dit het nie uitgewerk vir my nie. In die 24 jaar het ek gesien hoe dat die kerk vir Jezebel toelaat om binne in hom te operate. Want julle sien, hoe kom Jezebel in? Hulle kom in die vorm van 'n geestelike reus. Hulle kom in een wat praat en hoor van God. En daar's niks wat 'n pastoor se hart meer warm en gelukkig maak as om nog iemand te kry om te help bedien nie. Nou gaan ek weer sê, Thyatira, julle het Jezebel toegelaat om te leer. Want julle sien, dis indrukwekkend. Dis iemand wat hard bid en mooi bid. Dis iemand wat reg worship. Dis iemand wat weet wanneer om amen te sê. En daardie persoon kom met 'n testimony en hulle kom om te minister. En dadelik dink die pastoor, dis perfek. En hy laat daai gees toe. Nie net onder vrouens nie, maar ook onder mans. Nou gaan ek 'n vinnige opmerking maak. Dis een van hierdie goed wat ek sê, ek moes dit nie gesê het nie, maar ek gaan dit maar sê. As jy wonder of daar 'n Jezebel spirit in 'n huwelik operate, is dit so maklik om te sien. Want jy sal een sterk persoon kry, en dan sal jy, ek noem hulle nie swak nie, maar die Agab gees is 'n baie stil gees. En hy ja en amen maar net. In ons konteks sê ons maar ja mamma, nee mamma, is reg mamma. Hoe hoog mamma? Want dit is absoluut die teenoorgestelde van wat God beplan het vir 'n huis. Daai Jezebel spirit operate deur vrouens, want die vyand target die vrouens. En eerste wat hy doen is, hy laat die vrou soos 'n victim voel. En dan begin sy opstaan vir haarself. En wanneer sy opstaan, dan maak sy daai deur oop, dat sy wil regeer. Dat sy wil sê, wanneer daai Jezebel gees toegelaat word in jou huis, sal jy die verwoesting daarvan sien. Een van die goeters wat in navorsing van counseling gebeur het was, wat my geskok het. Hulle praat van homoseksualiteit as nommer 1, baie navorsing beweer dat hulle self gemolesteer was. Maar die grootste van dit is, ons het altyd groot geword as ons nou so sagte laaitjie sien soos myself. Dan sal hulle sê, is 'n mama's boy, aan die roksband vas, dis omdat hy nie 'n pa gehad het nie. Is ek reg? OK? Kom kerk. Ons weet, ons judge almal. Hoor gou-gou, die navorsing beweer, wanneer 'n man homoseksueel is, het hulle 'n ongesonde verhouding met hulle ma gehad. Nêrens wys navorsing dat dit die afwesigheid van 'n pa is nie. Kom ek sê gou vir julle, as jy nie in jou rol beweeg nie, sê hierdie woord, hoor gou. Hy sê, ek gee jou tyd om jou te bekeer, ons gaan daai die laaste opmerking maak. Ek sal jou neersit in 'n siekbed, en dan sal ek verdrukking bring oor jou. Jou kinders sal ander mense doodmaak, as die Jezebel spirit deur jou begin operate. En ons moet so versigtig wees. Want in die kerkwêreld is die Jezebel gees se gunsteling sinnetjie, so spreek die Here. Ek wil gou vir jou sê, as ons kerk nie onderskeiding begin kry nie, gaan ons vingers verbrand, net soos Thyatira. Imagine, 'n hele stad word aangespreek oor een vrou. Oor een vrou. Wat hulle verkeerd leer, wat hulle manipuleer. Ek het die week 'n preek, want dit kom ons nou op natuurlik soos ek navorsing doen. Kom een van die preke op waar iemand praat oor die religious spirit and the Jezebel spirit. Want jy sien, hier word baie gefokus op dat sy ontrou was aan haar man en dat sy 'n lust spirit gehad het. Maar die grootste van hierdie goed was nie dit nie. Dit was die feit dat sy mense kon manipuleer.
En hierdie preek het die eienskappe van narcisme ingebring en dit vergelyk met die gees van Jezebel. Ek gaan nog iets sê wat iemand my hoor gaan bel. Dankie dat julle nie meer bel nie. Kom ek sê gou vir julle. Dames, jy moet baie versigtig wees om jou man te etiketeer as 'n narcis. Hoor gou wat ek sê vandag. Want in my opinie is dit 'n Jezebel spirit wat dit projekteer. En sê my man sit met die probleem. Dan vra ek jou die vraag, hoekom is jou man nie in sy posisie nie, want jy sit die hele sitplek vol. Versigtig om jou man te etiketeer, om jouself uit 'n situasie uit te kry, om 'n victim te word. Want hy, of die gees wat deur hom werk, of die gees wat in jou werk, is Pilatus. En jy's veronderstel om te sê, Pilatus, ek luister nie vir jou nie. Ek luister vir God. God is die een wat vir my sê, nie mense nie. Is ek reg? Ek weet nie, jong, julle raak al stiller, ek raak bang vir julle. 1 Konings 16 praat daarvan waar Jezebel toegelaat was en hoe dat sy die mense oortuig het om vir die Baal-profete leiding te vra en dan uiteindelik ook om afgode te dien. Nou ek het nou genoeg gesê oor die Jezebel gees. Ek wil hê dat julle moet waaksaam wees. Ek het vir die span in die bidkamer ook gesê, vanmôre praat ons nie oor sonde nie. Vanmôre praat ons oor 'n spirit of discernment. Jy gaan moet seker maak dat jy nie die pad byste raak nie. En wees die meeste versigtig vir mense wat hulle self 'n profeet noem. Die meeste versigtig vir hulle wat sê, so spreek die Here. Want kom ek sê gou vir jou, 'n profeet kan net bevestig, 'n profeet gaan nie vir jou iets nuuts bring nie. As iemand vir jou kom sê, die Here sê dit, en jy het nog nooit daarvan gehoor nie, wil ek gou vir jou sê, 'n profeet kan net bevestig. 'n Profeet kan nie met iets nuuts kom by jou nie. En ek spot altyd en sê ek, want God skinder nie. Hy het vir iemand anders iets vertel oor jou, wat jy nog nie self gehoor het nie. Want weet julle wat gebeur? Iemand kom met sulke inisiatiewe, en sê, so spreek die Here, en dit klink so geestelik, dat ek het vat. En die oomblik wat ek het vat, dan regeer daai gees oor my. Dan raak ek 'n Agab gees. Want dan submit ek onder 'n mens, en nie onder God nie. Maak seker jy onderskei watter gees opereer oorkant jou. In hierdie ene wil ek graag 'n dam as 'n voorbeeld gebruik. Julle sien wanneer 'n dam 'n skeur kry of 'n kraak kry, dan sal ons in die lewe sê, ag, dit is baie klein. En ons bereken die waterverlies, want die doel van die dam is mos om die water te hou. Hoe hierdie Jezebel spirit werk is, sy of hy of dit het net een gleufie in jou lewe nodig. Want jy sien, die risiko is dat die dam wal gaan breek, omdat hy verswak word. Die risiko is nie die water wat daar uitloop nie, dis wat gaan gebeur as daai wal breek, en al die water loop uit. En luister gou, julle wat al onder 'n Jezebel gees geoperate het, hoor gou wat sê ek. Die oomblik wat jy probeer vrykom, dan besef jy dit loop net uit en weg van jou af en jy het geen beheer daaroor nie. Want die dam wil breek en daar eindig in jou niks op nie. Dan moet jy van voor af begin bou. Pas op vir daai gleufie, want Jezebel spirit kom nie met die hele waarheid nie. Hulle kom met so 'n klein plekkie in jou lewe om te regeer.